Maar kom ons maak ons Bybels op by Romeine hoofstuk 7 en ons kyk vanoggend na vers 7 tot 13. Paulus skryf dan aan die gemeente in Romeine en hy sê, wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie, inteendeel. Ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het. Want ek sou ook die begeerlikhede nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en in my allerhande begeerlikhede bewerk, want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek voorgelewe. Maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe. En die gebod, wat die lewe moes wees, het vir my geblyk die dood te wees. Want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en my verlei en daardeur gedood. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie. Maar wel die sonde, dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur die gebod uitermate sondig kon word. Sover ons geleesde gedeelte vanoggend. Kom ons bid en ons vra dat die Here vir ons sal lei in die waarheid van sy woord en in ons studie ook vanoggend hiervan. Kom ons bid. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie dat die woord nog kragtig spreek en vir ons tot waarde is. Nie net bietjie waarde nie, Here, maar dit is ons riglyn vir hoe ons as Christene in hierdie wêreld moet optree en hoe ons moet dink. En so ek bid, Here, dat U vir ons sal help. Dat ons nie soos baie in hierdie wêreld, selfs hulle wat hulle selfs Christene noem, die woord van die Here een kan skuif en maar lewe volgens die weë van hierdie wêreld en net so nou en dan onsself troos om te sê dat ons is Christene. Mag dit wees, Here, dat die woord vir ons 'n riglyn in die lewe sal wees, dat dit ons sal lei om te doen dit wat U behaag in alle dinge. Besonder bid ek, Here, lei ons ook vanoggend in die prediking, mag dit wees dat U verheerlik word in dit wat ons ook vanoggend oor U besin. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Getroude man besluit om 'n jong dame te vat en in sy huis in te bring om sy huis skoon te maak. Sy bly in die buitekamer, maar sy maak sy huis vir hom skoon. Hy is ongetroud, maar dit is nie lank voordat hy besef dat hierdie vrou verstaan nie eintlik wat van haar verwag word. En so wat hy doen is, hy stel 'n spul reëls op. Etenstyd is 8 uur in die oggend, 1 uur in die middag, 6 uur in die aand. Skroelgoed moet onmiddellik gewas word nadat ons geëet het. Moenie teesakkies op die wasbak los nie. En die beddegoed moet 1 keer 'n week gewas word. En die oomblik toe sy daai lys sien, is sy kwaad. Want en hoe meer sy daaraan dink, hoe meer word sy bitter, want hierdie man verwag van haar om hierdie goed te doen. En sy besef sy die werk nodig, sy het nie 'n ander opsie nie. So sy begin nou maar die reëls volg, maar sy is nie gelukkig daaroor nie. En sy dink die hele tyd by haarself, hoe durf hierdie ou dit doen? Hoe durf hy vir my vertel wat ek moet doen? Om 'n lang storie kort te maak, uiteindelik toe blom die liefde en die man trou met die vrou en skielik is alles anders. Omdat sy lief is vir hom, kan sy nie genoeg doen om hom tevrede te stel. En natuurlik uiteindelik het hy die reëls afgehaal. Maar die interessante ding is dat sy het nog steeds alles gedoen wat op die lys gestaan het, selfs die dinge waarvan sy nie gehou het nie. Maar dit was nie meer omdat dit op die lys was nie. Sy het dit gedoen want sy was lief vir hom. Nou ek hoop julle sien die verskil. Die verskil tussen jou onbekeerde dae en jou bekeerde dae.
God se 10 gebooie was voorheen vir ons 'n bitter ongelukkigheid. Maar nou dat jy 'n verhouding met God het, omdat jy in Jesus Christus staan, het ons in vers 4-5 gesien, is dit jou grootste vreugde en jou grootste begeerte om God tevrede te stel. En so dit was in kort ons teks verlede week, en vanoggend bou ons voort op dit. En wat ons teks doen is, dit onthou die dae van voor ons bekering. Die dae, soos byvoorbeeld in die verhaal wat ek getel het, toe die man daai reëls op die muur gesit het, op die yskas gesit het. Daai dae, toe daai dame geen idee gehad het, wat sy moet doen en wat van haar verwag word, nie tot die reëls opgesit het, en dit vir haar vertel het wat van haar verwag word. En dit het 2 effekte op haar gehad, is dit nie? Eerstens het dit haar laat besef, dat sy voldoen nie aan die standaarde van haar werknemer nie. Maar terselfdertyd het daar nog iets gebeur, dit het 'n opstandigheid in haar opgewek. Voorheen sou sy nooit eers gedink het om 'n teesakkie op die wasbak te los nie. Nou doen sy dit net omdat sy kan. Of omdat sy nie mag nie. So soms, die feit is dat reëls het hierdie vrou aangemoedig om te sondig. En net so wanneer die reëls kom, dan moedig ons dit ons soms aan om te sondig. En dis waaroor ons vanoggend praat. Kom ek vra die vraag, wie se skuld is haar ongehoorsaamheid? Is die rede hoekom sy ongehoorsaamheid, omdat sy ongehoorsaam is dit omdat die reëls opgesit is? Is dit die reëls se skuld dat sy ongehoorsaam was? En tog, toe die reëls op kan, het sy iets gedoen wat sy nooit eers tevore sou gedink het om te doen, naamlik om die teesakkies op die wasbak te los. Die reëls het geleentheid gegee vir haar om sondig op te tree. Dit het haar gewys sy skiet tekort, en dit het rebelsheid in haar opgewek, en dit het haar verdoem as een wat verkeerd is. En dis waaroor ons teks vanoggend gaan. Paulus beskryf die oomblik toe die wet van die Here hom die eerste keer gekonfronteer het. Dis eintlik wat hy hier doen. En so dit waaroor ons teks vanoggend gaan is wanneer jou gewete jou aanspreek. Die konfrontasie deur die wet lok 'n reaksie in die mens se sondige hart uit. En daar's 3 effekte wat hierdie konfrontasie van die wet op 'n mens se lewe het. Die eerste effek wat dit is, die eerste ding wat dit jou laat besef is dat die wet openbaar jou sonde. Sien daar in vers 7. Die wet openbaar jou sonde. Nou Paulus het al reeds in hoofstuk 3 vers 20 vir ons gesê dat deur die wet is die kennis van die sonde. En hy sê nou hier in vers 7a, hy sê ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. So wat bedoel hy daarby? Wel, ek dink Paulus bedoel 2 dinge. Hy sê eerstens, die wet het hom die erns van sy sonde laat besef. Hy het besef dat hy is nie so wonderlik soos wat hy dink hy is. En tweedens, het dit hom toe onder sonde oortuiging gebring. Hy het skaam geword oor wat hy gedoen het. Hy het skaam geword vir wie hy is. In Paulus se geval was dit die 10de gebod. Jy mag nie begeer nie. Dit was sy probleem. En dis interessant dat dit die een sou wees wat Paulus mee gesukkel het. Jy weet, die res van die 10 gebooie is alles goed wat uiterlik sigbaar is. Maar die 10de gebod is iets wat innerlik in jou hart plaasvind en nie noodwendig sigbaar is vir ander mense nie. Paulus was 'n fariseer onder die fariseërs. In wetsonderhouding was hy onberispelik, sê hy vir ons in Filippense 3 vers 6. Maar ons almal weet dat die fariseërs se wetsonderhouding was net oordiens, is dit nie? Hulle het maar net die wet onderhou om mense te beïndruk, dit was uiterlik. En so Paulus se wetsonderhouding was volgens menslike oë inderdaad onberispelik, maar nie van harte nie. Ek bedoel, is dit nie Paulus self wat sê dat hy is 'n sondaar nie?
Is dit nie Paulus wat sê dat niemand kan die wet perfek onderhou nie? Het hy dan nou omgedraai en gesê, niemand anders kan nie, maar ek kon die wet perfek onderhou. Is dit wat Paulus sê in Filippense? Nee. In die oë van die fariseërs, op die manier hoe die fariseërs die wet onderhou het, was hy onberispelik. Maar hier by die 10de gebod, wanneer het praat oor gierigheid om te begeer, dis iets wat Paulus se hart gekonfronteer het. En is interessant dat Paulus sê in Kolossense hoofstuk 3 vers 5, dat gierigheid is 'n vorm van afgodsdiens. Om dinge te begeer wat jy nie het nie, is 'n vorm van afgodsdiens. Hoekom? Want jou hart neig nou na daardie dinge. Jy wil daai ding hê, jy wil alles in jou vermoë doen om daai ding te verkry. Dis jou verhouding teenoor God. Dis hoe dit moet wees in jou lewe vir God. Jy behoort te leef om alles te doen om God te verheerlik. Nou leef jy vir iets anders. Dis afgodsdiens. En in werklikheid was daar talle bose gedagtes wat in Paulus geheers het voor sy bekering. En niemand was daarvan bewus nie. Maar dit was dan juis hierdie gebod op gierigheid wat sy oë geopen het vir sy eie verdorwenheid. En Paulus het besef, ek is 'n sondaar. Hierdie gebod het sy hart ondersoek en sy sonde geopenbaar. En dis presies waarvoor God sy woord vir ons gegee het, is dit. Die woord is juis vir ons gegee om ons sondes uit te wys. Die woord is vir ons gegee om ons harte te ondersoek, om te sien of daar enige boosheid in ons is. Om ons sonde bloot te lê, om ons sonde te openbaar. Die vraag is, broer en suster, laat jy toe dat die woord van die Here jou hart ondersoek en jou sonde aan die kaak te stel. Want dis waarvoor God het aangestel het, die woord is daar om jou sonde te openbaar. Maar die wet is ook nie net daar, die woord is nie net daar om jou sonde te openbaar nie, die wet is ook daar, of die wet prikkel dan ook die sonde, en dis die tweede ding, die tweede effek wat die wet op ons het, dit prikkel sonde in ons. Die wet prikkel sonde, vers 8. Nou reeds in vers 5 het Paulus gesê, dat deur die wet kom die sondige hartsogte na hom toe. En nou bou hy voort hier in vers 8 en hy sê, maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en in my allerhande begeerlikhede gewerk. Want sonder die wet is die sonde dood. Nou, eintlik stel die Grieks dit baie sterker hier. Wat Paulus eintlik in vers 8 sê is, die sonde het die geleentheid aangegryp deur die gebod om allerhande begeerlikhede in my te werk. Dit kom uit 'n militêre konteks. Dit verwys na die basis van waaruit 'n weermag aanval. So in 'n sin is die gebod 'n reeks, in 'n sin het die gebod 'n reeks sondige dade in Paulus opgewek. Nadat die gebod gekom het dat hy nie mag begeer nie, en hy begryp dit, was dit eintlik 'n wegsprongblok vir allerhande ander sondes in hom. Dit was 'n vertrekpunt van allerhande begeerlikhede in Paulus. Dink vir 'n oomblik van die dae van Adam en Eva, waar die Here 'n gebod geplaas het, julle mag nie van hierdie vrug eet nie. Van daardie dag af wat God gesê het, jy mag nie. Hoeveel van ons begeer nie die verborgde vrugte nie. Begeer nie die dinge wat God nie wil hê nie. As iets verbied word, dan wil ek dit doen. Dis soos die verkeersligte, nee. Al die verkeersligte is deesdae dood, ons kla maklik oor dit. Maar hoeveel van ons stop nog by 'n dooie verkeerslig soos ons veronderstel is, en maak daarvan 'n vierrigting stop soos ons veronderstel is?
of hoeveel van ons, die oomblik wat ons sien die lig is dood, dan kyk ons net vinnig, kan ons sien is daar 'n ander kar op pad en ons ry deur. Jy weet wat die regte ding is, maar jou sondige hart vind 'n geleentheid om te doen wat verkeerd is. Augustine vertel hier vir jou 'n verhaal vanuit sy tienerdae. Augustine se mees bekende boek, The Confessions, nee, jy moet die moeite doen om daai boek te lees. Dit is eintlik sy autobiografie, hy vertel sy eie lewensverhaal en hy vertel hoe hy en 'n spul ander tieners eenmal in die aand 'n man se peerboom geskit het sodat die vrugte uitval en hulle die vrugte gesteel. En hoekom het hulle die vrugte gesteel? Augustine sê dit was nie die lekkerste vrugte nie. Hy sê die vrugte wat hy by sy huis gehad het was soveel lekkerder en die meeste van daai vrugte het hulle vir die varke gegooi. Hoekom het hulle dit gesteel? Hier sy woorde. Was it possible to take pleasure in what is illicit for no other reason than that it was not allowed? Wat sien ons? Die woord, die feit dat die wet van God sê, dis ontoelaatbaar, wek in die sondige harte begeerte om juist dit te doen wat sonde is. Dis soos daai huishulp wat nooit tevore sou gedink het om die teesakkie daar op die wasbak te los nie, maar omdat die reëls daar is, nou sal sy. Juist omdat hy gesê het, sy mag nie. Die wet prikkel die sonde in die mens. Die feit dat God sê, jy mag nie, nou wil ek. Maar hier is die belangrike ding. Dit is nie die wet wat jou gemaak het om te sondig nie. Dis nie die wet wat jou gemaak het om te sondig. Dis jou eie sondige hart. Die sonde het 'n geleentheid gesoek en die sonde het 'n geleentheid gevind in die wet van die Here. Die skuldige party hier is jou sonde, dis nie die wet nie. Die sonde het die doel van die wet verdraai. Die wet moet die sonde openbaar, bekend maak en verdoem, maar in steede het die sonde daarin 'n rede gevind om teen die wil van God op te tree. En so die probleem is nie die wet nie, die probleem is die sonde. Jakobus sê, Jakobus die broer van Jesus vermoedelik, sê in Jakobus 4 vers 17, wie dan weet om goed te doen en dit nie te doen nie, vir hom is dit sonde. Die wet sê vir jou, dis wat jy moet doen. En nou doen jy dit nie. Is dit die wet se skuld? Dit is sonde. So waak daarteen om vir sonde 'n wegspringblok te vind in die woord van die Here. Die probleem is sonde, die probleem is nie die wet nie. Laastens, wat is die effek wat die wet het? Die wet veroordeel sonde. Vers 9 tot 13. Die wet veroordeel sonde. Hier in vers 9 beskryf Paulus wat gebeur het met hom toe die wet sy sondige hart gekonfronteer het. Hy sê, eerstens wat gebeur het is, ek het sonder die wet gelewe, en toe kom die gebod, dis nou vers 9, toe kom die gebod, en toe word die sonde lewendig in my. Nou dis interessant, dis een van die plekke waar ek dink die ou vertaling baie sleg vertaal het, want die ou vertaling sê dat dit weer opgelewe, dis nie wat hier sê nie. Wat dit hier sê is, die sonde het in my lewendig geword, dit was nooit tevore 'n behoefte nie, daar was nie eers by my 'n begeerte om dit te doen nie, toe dit nou die wet die sonde uitwys, toe begeer ek daai ding. So, dit het nie opgelewe nie, dit het toe lewendig geword in my. En toe het ek gesterf. Bedoelende nie sterf soos in hy dood gegaan in daai oomblik nie, dood gegaan in die sin van, toe die wet hom konfronteer, het hy voor dit gedink, hy doen alles reg. En nou besef hy is dood in sy misdade en sonde.
En dit spel hy uit in vers 10, hy sê, en die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my geblyk die dood te wees. Met ander woorde, die wet het hom veroordeel as skuldig voor God. Die sonde het in die wet 'n geleentheid gevind om hom te verlei en hom so dood te maak. Sê in vers 10, in vers 11. En dan kom hy hier by die belangrike punt, hy begin nou hier sy punt mooi maak in vers 12 en hy sê, is die wet nou sleg? Is die wet nou 'n slegte ding? Nee, die wet is heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed, sê hy vers 12. So dis nie die wet wat sleg is nie, die wet is God se perfekte, heilige, regverdige en goeie wil. Daar's niks sondig en verkeerd in die wet, in die woord van die Here nie. So wat is die probleem dan? Wat is die probleem? Dis waarmee Paulus dan eindig in vers 13 en sê, het die goeie, dit wil sê die wet, dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie. Wat het vir my die dood geword? Die sonde. Dat het kon blyk om sonde te wees, dis wat die wet gedoen het. Omdat dit deur die goeie vir my dood bewerk, so die sonde deur die gebod uitermate sondig kan word. Wat bedoel Paulus? En hierdie is belangrik. Die wet is nie sleg nie. Die wet is goed. Wat sleg is die sonde. En die sonde word deur die wet gewys, word deur die woord van God gewys as sonde. En die sonde word deur die wet gewys as dit wat die dood bewerk. En die sonde word deur die wet gewys as uitermate sonde. Want dis nie die wet van God wat sleg is nie. Paulus sê nie in Romeine ons moet die wet weggooi nie. Dis nie die wet wat sleg is nie, dis die sonde. Maar die wet het die sonde uitgewys en die sonde het dit as 'n goeie geleentheid gevind om meer te sondig. En dit maak die sonde sleg, nie die wet nie. Maar het is soos Paulus sê in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 56, hy sê, die krag van die sonde is die wet. Waar daar geen wet is nie, is die sonde nie openbaar nie. Word ek nie deur my sonde nie geprikkel nie. Sonder die wet is ons nie bewus daarvan dat ons dood is en ons misdade en sonde. En sê Paulus, deur die goeie wet iets sleg te maak. Deur van die goeie wet iets sleg te maak, word uitermate sondigheid, die uitermate sondigheid van sonde gewys. Met ander woorde, deurdat my gewete, dit wat God goed gemaak het, iets slegs voor te bring. Dit wys jy so sonde is. Of anders gestel, sonde verdrog die goeie wet, sodat dit ons aanmoedig om te sondig, eerder as om ons aan te moedig om ons te bekeer. Dis my sondige hart. Uiteindelik het daai huisel die man se vrou geword, nee. Dit sy nie meer geleef volgens die oudheid van die letter nie. Laasweek se teks. Sy het nou geleef uit die nuwigheid van die gees. Om uit liefde vir God, vir sy eer vrug te dra. Omdat sy aan Jesus Christus behoort. Die gelowige onderhou nie die wet
omdat ons onder die wet staan nie. Ons onderhou die wet, want ons weet dis die wil van God, en ons begeer om hom te eer. Ons begeer om hom te verheerlik. Uit liefde dien ons God, en ons staan dus nie meer onder die wet nie, maar ons staan in die genade, wat begeer om God tevrede te stel. So broer en suster, is die wet sleg? Die wet is nie sleg nie. Die wet openbaar wat sleg is in jou. En dit wakker dit wat sleg is in jou op om te doen wat verkeerd is. Sodat jy binne in jouself besef, dat uit jouself verdien jy die ewige dood in die hel. Maar die wet lei jou na Jesus Christus, die ware vervuller van die wet. As jy in hom glo, sal jy gered word van jou sonde, gered word van die verdoemenis van die wet, gered word van die ewige hel, net deur geloof in Jesus Christus. Dit wat in jou is, word geopenbaar deur die wet. Dit wat in jou is, ontwaak tot sonde, die sonde wat jy doen. Dit wys dat jy is vir ewig verdoem, en sy jouself sal haas na Jesus Christus, in wie alleen jy hoop het tot ewige lewe. Niemand kan deur wetsonderhouding gered word, maar terselfdertyd kan niemand gered word sonder om vrug te dra tot eer van God. As jy nie leef om God te verheerlik nie, dan getuig dit dat jy nie Christus gevind. As jy nie leef om God se wil te soek in alles wat jy doen nie, dan getuig dit daarvan dat jy nie Christus gevind nie. Jou Christenskap is 'n leuen. Maar ons doen dit nie omdat ons dit in die wet sien. Ons doen dit nie omdat Leon Harmse dit vir ons sê. Ons is lief vir hom. Ons wil hom eer. Ons wil sy wil doen. Want ons weet, dis wat hy van ons vra. En ons wil hom verheerlik. Ons behoort aan Jesus Christus. En daarom doen ons dit uit liefde. Amen. Kom ons bid. Here, dit is geweldig moeilik om so onder selfondersoek te kom en te sien, Here, dat terwyl dit mag wees dat ons selfs ons sonde vir mense kan wegsteek. Ons kan nie ons sonde vir U wegsteek nie. U sien dit alles. En dis moeilik, Here, wanneer ons hierdie dinge raak sien en ons sien dat wanneer ons sonde aan die lig kom, dat dit ons juis aanmoedig, dat dit 'n wegspringplek, 'n vertrekpunt word vir meer sondige gedagtes. Wanneer ons besef, Here, dat ons verdien die ewige hel. Help ons om ons toevlug dan te vind in Jesus Christus, ons enigste hoop. Want inderdaad, ons is dood deur ons misdade en sonde. Maar die ewige lewe is in Jesus Christus, ons Here. En daarom, wanneer ons na hom haas, Here, dan het ons hoop wat vir ewig is. Maar dan, Here, as U bruid, hoe kan ons anders? Hoe kan ons anders as om te lewe om U te verheerlik? En daarom juis, Here, mag dit wees dat die wet nie vir ons tot sonde is nie, maar dat die wet vir ons uit liefde tot gehoorsaamheid aan God sal wees. Uit liefde. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.